Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van julle vanoggend hier. En mens kan net beamoen wat die musiekgroep nou gesing het en ons saam gesing het. I'm desperate for you, I'm lost without you. Ons is hier omdat ons graag die Here wil ontmoet en sy begeerte om ons te ontmoet is nog baie groter as ons begeerte om hom te ontmoet. En ons kom hier saam omdat die Here eintlik vir ons met oop arms staan en wag en sê ek wil so graag by julle wees. Mag het volgende vir elkeen van julle spesiaal wees as ons die lewende God, die drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees kom ontmoet. Mag het baie spesiaal wees. Baie welkom vir die besoekers wat volgende hier by ons kuier. Steek 'n bietjie op, hier's 'n klompie besoekers, vir die doop is klomp besoekers en hier's ander besoekers, steek op. Hele klompie, lekker, baie welkom hier by ons, hoor. En dis vir ons regtig 'n voorreg as mense hier by ons kom kuier. Mag het vir julle ook sommer baie spesiaal wees en vir julle as doopfamilie mag het regtig 'n geseënde oggend wees. En nie net 'n mooi oggend in die kerk nie, maar 'n geseënde pad saam met John en dat die Here vir julle sal goed wees. Vriende, julle die afkondigings ontvang. Sal sien daar is 'n hele klompie dinge op die afkondigings. Ek gaan heel laaste by die gebedslys kom. Net sê, ons gaan volgende bietjie in die erediens praat oor die doop. Gewoonlik hou ons 'n diens en dan doop ons. Ons kry min kans om sommer 'n bietjie oor die doop te gesels. So vanoggend se doel is om oor die doop te gesels en om te sê, hoe verstaan ons dit en die wonder van die doop sommer te vanoggend te beleef. En die hele liturgie vanoggend se hele diens gaan daaroor om ons kinders te vier, om te vier hoe God die skepping gemaak het, hoe dat hy gemaak het dat mense bring weer mense voort. En daarom het ons kinders en babetjies en tieners en alles omdat die Here dit so gemaak het. So mag vanoggend se diens vir jou spesiaal wees ook in daai sin. Donderdag het ons nie Bybelskool nie. Daar's 'n Bybelskool want ons het bestuursvergadering donderdag. So ek maak verskoning. Ons het nou 5 Bybelskoollessies gehad en ons gaan volgende week weer aangaan. Maar dankie vir almal wat so getrou bly. Ons is tussen 50 en 60 wat dit bywoon. En dis regtig 'n reuse voorreg. En as jy wil bykom by die Bybelskool is jy regtig welkom. Dinsdag aand se Griefshare kursus gaan voort. Michiel gaan dit aanbied en Dinsdag aand kontak hom gerus. Sy besonderhede is daarop. As jy deur enige vorm van rou gaan. Mense rou nie netwendig oor 'n persoon wat oorlede is nie. Mense kan ook rou oor mense wat leef, wat jy eintlik lewend verloor het. Maar kontak gerus vir Michiel en kry meer inligting daarvoor. Woensdag aand is al meditatiewe diens ook weer. En dan op die 24ste Oktober is Piet Smit by ons. Ek het hierdie week met Piet gesels oor die program en hy gaan so 1 of 2 of 3 van Koos Du Plessis se liedjies mee begin en dan gaan ons so al meer die geestelike liedjies luister en ook sy nuutste liedere wat uitgekom het. Ons nooi vir julle uit, die kaartjies is beskikbaar. Arona is hierso. Dankie Arona. Sy gaan vanoggend daar by die kantoor by die venster wees en koop gerus 'n kaartjie vanoggend daar vir hierdie baie spesiale Vrydag aand wat eergister oor 3 weke al plaasvind. Vriende, dan die wegneem etes, bestel teen Vrydag 10 Oktober, kom laai dit op Woensdag 15 Oktober. Volgende Sondag preek Dominee Michiel, en dan sien julle daar sommer 'n klomp allerhande klein reëlingkies. Dan ten slotte net om te sê dat ons toe die hardloop saamgestel het Donderdag en Vrydag, toe was Barry Loots nog met ons, en in die tussentyd is Barry Loots oorlede, en ek verstaan Birgit en die kinders is volgend hierso. Ons sal sommer net vir julle sê baie sterkte. Mag die Here vir julle vashou en ons weet die Here doen dit. Ons weet die Here los ons nie as ons seer het en as ons swaar het nie, maar mag julle op 'n besondere manier ervaar hoe die Here vir julle vashou. En dan sê ook sien laer af staan daar ons bid vir Elsbie Leroux en die kinders en die kleinkinders nadat oupa Neil ook in die week oorlede is. Baie sterkte ook vir julle. Mag die Here sommer net vir julle styf teen sy bors vashou. Vriende, as ek die kers vanoggend aansteek, dan is dit met die lekker wete dat hierdie vlammetjie, hierdie klein ou vlammetjie, verteenwoordig 'n groot God. En die vlammetjie se grootte sê nie vanoggend vir ons iets van hoe groot God is nie. Dit is maar net 'n klein ou tekentjie, 'n klein prentjie wat ons hier het, 'n klein simbooltjie wat sê daar's lig en wat wys na iets baie groter as dit, wat sê God is lig. En God is ook die lig in onder is 'n 4 gemeente, God is die lig in elkeen van ons se lewe. Kom ons sluit die oë.
Here, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees as mense van die lig, mense wat uit die duisternis na die lig toe gekom het. Ons dink aan hoe Johannes dit skryf en dis dat hy sê dat die lig het in die donker gekom, in die wêreld gekom en al die donker in die wêreld kon dit nie oorweldig nie. Here, ons raak baie keer so bang en so moedeloos oor alles wat gebeur. Partykeer lyk die wêreld vir ons so donker. In die afgelope tyd het ons al die prentjies gehoor oor hoe donker is die wêreld. En tog sê die Bybel dat die lig het in die wêreld gekom en die donker kan dit nie oorweldig nie. Nie in my lewe nie, nie in een van ons se lewe, nie in ons land nie, nie in die wêreld nie. En hier waar ons op die punt is waar daar gepraat word van 'n derde wêreldoorlog, Here, hier waar ons hoor van die dreigemente tussen klomp lande wat wil oorlog maak, die aanvalle daarbo, kom ons en ons sê vanoggend as u kinders dat al die donker in die wêreld kan die lig nie oorweldig nie. Help vir ons om lig te wees. Help vir ons om hierdie lig wat ons in ons hartes uitdra, saamdra, om dit uit te vat die hele wêreld in. En dat ons mooi vure aan die brand sal steek, vure van liefde, vure van omgee, vure van vrede. Help ons, Here, om dit so te doen. Seën ook vanoggend as ons hier saam is, ook later as ons 'n babatjie doop. Here, wil u vanoggend sommer net in elkeen van ons hart kom werk, in Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Ons sê vir die Here dankie vir sy liefde, vir sy sorg, vir sy omgee. Ons maak die Here groot. Vriende, ons lees Genesis 1 vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy en sy kan heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, die mokdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy die mens geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Vriende, en het dit nie gebeur nie. Was die mens nie vrugbaar oor al die eeue nie. En baie van ons wat hier sit, het ons deeltjie ook bygedra. Ek dink amper elkeen wat kon, het sy deeltjie bygedra, sodat die wêreld kon vol word van mense. En vanoggend onthou ons dat ons God se beeld is, na sy beeld geskep. En dat hierdie babetjies wat ons in die wêreld gebring het, sy beeld is, na sy beeld geskep. En die babetjie wat ons net nou doop, sy beeld is. En dat die persoon wat hier langs my sit, God se beeld is. En my ouers, my vriende, my familie, dat ons die Here se beeld vertoon. Kom ons staan en sing hierdie lied as ons sê jy's God se beeld. En ons sing dit vandag vir mekaar, oor onsself, vir die Here. Kom ons sing saam.
Baie dankie, sit gerus. Ek hoop julle elkeen voel by die oomblik soos beeld van God, want dis hoe die Here ons bestem het en ons gemaak het. Maar hoe dit begin? Ek lees julle 'n voorlesing. Dit begin psigies. Die gevoel is so vaag dat jy eintlik nie 'n naam daaraan kan gee nie. Al wat jy weet is dat dinge anders voel. Iets is aan die beweeg, aan die kom, aan die groei. Die getye is aan die draai. Die nagte is donkerder, die sterre helderder. Jy's ook anders. Jy is natuurlik 'n verwagtende pa. Die aankondiging van jou verhoogde status het 'n manier om jou oor jou woorde te laat val. Oeps. Is jy seker? Vir wie sal ons eers sê, ek het jou lief, verdwaasde stilte of my gunsteling, hoe dit gebeur? Meestal antwoord jou vrou nie so simpel vraag nie. Wat kan sy ook sê? Dis voor die hand liggend en is 'n misterie. So logies het dit geskied deur paring, geestelik deur liefde maak. Dis moeilik om oor seks te skryf. Mens wil nie aanstoot gee, jou lesers laat giggel of die ding heeltemal passieloos en klinies benader nie. Al wat jy weet is dat jy eerbiedig daarmee moet omgaan, want seks is 'n krag om mee te reken. Daarom het alle kulture sekere taboes daaroor. Eerstens om iets wat heilig is te beskerm en ook om ons te beskerm wanneer ons hierdie heilige grond betree. Sonder hierdie reëls sou ons wees soos kinders wat met vuurhoutjies speel, wat tog te mooi brand. Ja, babietjies ontstaan wanneer groot mense liefde maak, of beter gestel, liefde bewys. Liefde maak is iets anders. Dis iets wat jy aan iemand anders doen tot bevrediging van jouself. Liefde wys is iets wat twee mense saam doen tot die bevrediging van albei, waardeur hulle een word. Seks met liefde is 'n heilige daad. Dis een van die diepste, donkerste, mees intieme en misterieuse aksies waartoe ons in staat is. Liefde wys is een van die hoogste vorms van vreugde aan hierdie kant van die hemel. Net soos die liefde self bring liefde maak pyn, skerp, deurdringend en onuitspreeklik soet. As Cupido se pyltjie jou tref, maak dit seer. Dit is daardie pyn, ekstase ervaring van 'n bergtop panorama na 'n uitputtende klim, van geboorteskenk, van onverdiende genade. En dan sluit die psalmdigter aan en hy sê, Psalm 127 vers 3, seuns is geskenke van die Here, kinders word deur hom gegee. Ja, elke baba wat gebore word, is 'n geskenk van God die Vader, 'n teken van sy liefde en sy genade. Maar nog meer as dit, God roep elke baba se naam soos wat hy vir Abraham genoem het. In sy aanbod is vandag nog dieselfde as toe. Ek wil vir jou 'n God wees. Vat my hand en loop saam met my na die beloofde land. Ervaar die wonder van my teenwoordigheid. Beleef die krag van my liefde. Gee jou hartjie vir my en ek sal vir jou iemand maak wat jy nie gedroom het jy kan wees nie. Vriende, terwyl ons sit, gaan ons 'n lied sing wat sê, God het 'n droom vir jou lewe, vir my lewe, vir die kind wat ons volgend vir John se lewe, vir elke kind. En terwyl ons sit, sing ons van hierdie droom van God vir ons lewens. Dis 'n redelike nuwe lied vir baie van julle. Sing dit saam, is eenvoudig en anders luister mense, neem net hierdie woorde in.
Dan wil ek graag vra dat die doopouers hier voor kom staan, Frans en Jolien, as julle hier voor sal kom staan. Goed vriende, dit is Frans en Jolien. Hulle is daar uit Somerset uit en baie welkom hier by ons. Jolien se ouers is hier in die gemeente, John wat vir ons gehelp het met die gehoorprojek ook. En vir al die familie wat hier is, baie welkom. Mag dit vir julle baie spesiaal wees ook vanoggend. Ek wil heel eers vir julle die doopformulier lees. Ons lees dit altyd voordat die babatjie ingebring word, want daarna is alle konsentrasie weg. So ek lees vir julle graag. Waarom doop ons babatjies? Ons doop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van die gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Die Ou Testament het die Here die tekenis van die besnydenis en die Pasga gegee en in die Nuwe Testament kry ons splinter nuwe tekens. Die Here Jesus sê dan ook, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. En ons gaan vanoggend daaroor praat, oor hierdie teksvers. Wat sê die doop? En hierdie is die belangrikste om vandag te hoor. Die doop sê vir ons dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan inkom as ons opnuut gebore word. John kan net eendag in die koninkryk wees as hy opnuut gebore word. En dis waar julle ouers se rol so sterk is. In die tweede plek dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons laat deel hê aan al die voorregte van die verbond. Vriende, die Here het kinders wat 90 jaar oud is en die Here het kinders wat 4 maande oud is. Ons almal, as ons in die Here glo, word ons sy kinders en ons kan uitroep, Abba, dit beteken Vader. Dis nou ons Vader, né? Dis net so lekker om dit te weet. Derde plek, dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons volgens ook sê, dat 2000 jaar gelede, toe Jesus aan die kruis sterf het, sy bloed my as ouer se sonde afgewas. Maar het hy ook gesterf, het sy bloed gevloei vir ons kinders en vir die kinders wat nog gebore moet word. In die vierde plek het ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar het ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Die doop is 'n seël van die inlywing in die kerk van Jesus Christus. Die kerk het nie net groot mense nie. Ek word nie 'n lidmaat van die kerk wanneer ek 'n bydrae gee nie. Dis nie jaargelde of klapgelde nie, né? Ek is 'n lidmaat van die kerk selfs al is ek 'n klein babietjie wat niks kan doen nie. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid en met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En in die laaste plek dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. Ek gaan vir julle die vraag vra sodra John hier is. Kom ons gee geleentheid en dan kan hulle vir John inbring. En dan kom John hulle som hier voor by ons staan. John? Frans se ouers kan nie vandag hier wees nie, hulle is baie ver, maar die video gaan na die tyd beskikbaar wees. Goed vriende, ek stel julle vandag sommer net voor, hier so aan John François Jordan. En hy is gebore op die 5de Oktober 2025. Nou voordat ons doop en het ek ook iemand gekry. Baie mense het al door die oom se grootvoete geval, hoor. Ons doop en dis baie belangrik dat ons ook ernstig moet dink wat ons beloof. Dit kan so maklik gebeur. Ek het altyd so beklemming in my hart as ek sien as ouers doop en dan hoop ek altyd so dat hulle uit hulle hart uit kan sê ons gaan dit doen. En ek het saam met julle elkeen gesels en ek glo julle gaan dit doen. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord.
In die eerste plek, bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Hulle kom met sonde in die wêreld, maar dat hulle nog steeds aan Christus behoort en dat hy hulle God wil wees. In die tweede plek, bely julle dat die leer van die Ou Testament en die Nuwe Testament, wat ons in die belydenisskrifte opsom, dat dit die ware en die volkomme leer van verlossing is. En daarmee wil ons eintlik sê net Christus, nie Christus plus dit of plus dit of plus dit nie. Ons glo dat ons word gered deur Jesus Christus. In die derde plek beloof julle om hierdie kind, John, van wie julle pa is en ma is, in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hardop julle antwoord? Wonderlik. Dit is 'n voorreg om vandag dan vir John hier te kom doop en net nou in die erediens in die preek gaan ons nog baie meer daaroor sê. Ons gaan hom nou wakker maak. John François Jordan, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Here, baie dankie dat ons vandag hier vir John kan doop. Dankie dat ons, terwyl ons so vir hom kyk, hoe hy slaap en eintlik nie 'n idee het wat hier aangaan nie. Dat ons vandag u genade vier vir kinders, vir babietjies, vir groot mense. Here, baie keer dink ons so dat ons as groot mense kan daarom ietsie doen of ietsie glo of ietsie bydra. Hierdie kinderdoop herinner ons vandag dat dit alles net genade is. En daarom vandag, Here, wil ons vir klein John aan U opdra en ons vra, Here, dat U vir hom sal seën vir die res van sy lewe. Ons vra dat U vir hom sal bewaar teen al die lelike dinge, al die gevaar, al die donker en dat U soos 'n lig helder in sy lewe sal skyn. Ons bid, Here, dat hy van kleintyd af by pappa en mamma van U sal leer en dat hy van kleintyd af vir U sal dien, dat daar nie 'n dag in sy lewe is wat hy nie vir U sal glo en dien nie. En ons bid, Here, dat soos hy groter word, dat hy al hoe meer sal sê, Here, ek volg U, ek's lief vir U, ek wil saam met U hierdie pad loop. Help vir pappa en mamma, wat elkeen op hulle eie manier, as pappa en as mamma, hierdie groot werk moet doen. Ons bid vir U seën oor hulle, oor oupa en ouma, oor ander oupa en ouma, oor al die familie, in Jesus se naam. Amen. Ons sal vir julle 'n Bybel gee, en John, kan ek vir jou vra om die Bybel aan te gee vir hulle? Dis 'n kinderbybel met die doopseeltjie in. Dis oupa dis like my sussie gaan vir Boetie Bybel lees. Ja. Ja, dis pragtig. Nou terwyl julle so staan, moenie loop nie. Kom ons sing 'n lied vir hulle. Kom staan vir hierdie lied, daarna sal ek julle nie weer laat staan nie. Maar hierdie lied sê Jesus het die kinders lief en hy maak van hulle sy brief. Die derde versie sê Jesus het vir John ook lief en hy maak van hom ook sy brief.
Baie dankie gemeente, sit gerus en ons stuur al julle briefies. Sterkte. Ja vriende, as hulle klein is dit so effens makliker. Maar John gaan nie so klein bly nie, soos wat ons kinders nie so klein gebly het nie. Dan skryf iemand en sê vryheid is effens moeiliker. Daar is soveel gevare oral om ons. Ons wil instinktief vorm en leer, beskerm en beskud. Maar help ons om te midde van al ons omgee, om toe te laat, om homself te wees, om daardie spesiale persoon te word wat u bedoel het hy moet wees. Nie maar net 'n flou afbeelding van iemand anders of van sy ouers nie. Lei hom om sy eie gawes en talente te ontdek en te ontwikkel. En nadat ons alles gedoen het wat ons kan, gee ons die moed om terug te staan, sodat hy sy vlerke kan sprei in die wete dat u arms onder hom sal wees, waar hy ook al gaan. Ons oupas en oumas het 'n lied gesing wat sê, God send his son, they called him Jesus. Die tweede versie sê, how sweet to hold a newborn baby, and to know that this child can face uncertain days, because he lives. Terwyl ons sit, sing ons dit oor ons kinders. Is dit baie belydenis ook vir ons wie se kinders al groot is nie. Daar's baie dinge wat ons kinders kan doen en daar's dinge wat ons nie kan doen nie. Ek het aan jou die lewe gegee, maar ek kan jou nie laat leef nie. Ek kan vir jou dinge leer, maar ek kan jou nie maak leer nie. Ek kan vir jou vryheid toelaat, maar ek kan nie namens jou verantwoording doen nie. Ek kan jou kerk toe vat, maar ek kan jou nie maak glo nie. Ek kan jou leer onderskei tussen reg en verkeerd, maar ek kan nie vir jou besluite neem nie. Ek kan vir jou mooi klere koop, my kind, maar ek kan jou nie van binne af mooi maak nie. Ek kan raad gee, maar ek kan dit nie namens jou aanvaar nie. Ek kan vir jou liefde gee, maar ek kan nie liefde op jou afdwing nie. Ek kan vir jou die feite van die lewe vertel, maar ek kan nie jou reputasie namens jou behou nie. Ek kan jou vertel van drank, maar ek kan nie namens jou nee sê nie. Ek kan jou waarsku teen dwelms, maar ek kan nie verhoed dat jy dit gebruik nie. Ek kan jou vertel van hoë prestasies, maar ek kan hulle nie vir jou bereik nie. Ek kan jou vertel van goedheid, maar ek kan jou nie forceer om genadig te wees nie. Ek kan jou liefde gee as my kind, maar ek kan jou nie God se kind maak nie. Ek kan jou leer van die lewe, maar ek kan nie vir jou die ewige lewe gee nie. Onthou my kind, dat God kan die dinge doen wat pappa en mamma nie kan doen nie. Glo in hom
dien hom en heg jou lewe aan hom. Vriende, ek het vir elke een van my seuns toe hulle belydenis van geloof afgelê het 'n liedjie geskryf vir die belydenisaflegging. Ons gaan afsluit ons sang met hierdie lied wat ek daai jaar vir Corneel geskryf het. Daai jaar het hy baie Koos Du Plessis se liedjies by konserte gesing. En hierdie liedjie is 'n gebed vir ons kinders, vir my kind, vir jou kind. En ons sluit af met hierdie lied as ons kom sing, as jy maar kon weet van sy liefde vir jou, van 'n ouer aan 'n kind. Terwyl ons sit, sing ons dit. Ons gaan vandag saam lees uit Matteus 28, daai baie bekende gedeelte, Matteus 28 vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe. Maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. In die 2020 vertaling, die nuutste vertaling staan daar, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Dan staan daar deur hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Klein verskil, ons gaan nou kyk daarna. Vriende, my gebed is dat die Here regtig vir ons lei vandag in sy woord en as ons ook nou kom praat oor hierdie gedeelte in die Bybel. Die vraag vandag is dit so, soos wat die wêreld om ons al hoe meer vir ons sê, dat die doop net vir groot mense is? Is dit so dat ons binne in die gereformeerde kerke en binne in 'n groot tradisie in die wêreld eintlik besig is met iets wat nie waarde het nie? En soos julle ons ken in die gemeente, ons werk, ons roeping is nie om ander gemeentes of ander kerke aan te val nie, ons doen dit nie. Ons het dit ook na die dag nie met Dani Botha gedoen nie. Ons werk is om die evangelie te verkondig en om te sê, hoekom doen ons wat ons doen? Hoe verstaan ons die Here se woord? Is die doop net vir groot mense of is dit vir kinders ook? Sal julle vir my daai toutjie daar uitsit daar agter asseblief? Goed. Vriende, Jesus se laaste opdrag
nadat hy opgestaan het uit die dood, het hy vir sy disippels sê, gaan na Galilea toe, ek gaan julle daar ontmoet, en dan gaan die disippels Galilea toe, dis al bo in Israel, en dan kom die Here Jesus in Galilea, en daar op 'n bergie of by 'n plek in Galilea, dan sê hy vir sy disippels, dan gee hy vir hulle hierdie opdrag, en hy sê vir hulle, ek gaan nou weg. Hy sê, maar gaan julle die hele wêreld in, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle, leer hulle. Nou, die groot vraag oor hierdie gedeelte is hoe moet ons hierdie versie verstaan? Binne in die gereformeerde kerke, want uiteindelik staan daar, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle en leer hulle. Het die Here Jesus bedoel dat ons moet dit in daai volgorde doen, ons moet disippels maak en doop en leer? Want dan vra jy vir jouself af, hoe maak jy iemand 'n disipel sonder om eers te leer? Is dit moontlik om iemand 'n disipel te maak sonder om van Jesus te leer? Word mens 'n disipel en nadat jy 'n disipel is, gaan leer jy van Jesus, of leer jy van Jesus en daarna word jy 'n disipel? Ek bedoel, ons bied vir jare in al die verskillende kerke bied ons disipelskap kursusse aan. Disipelskap is waar ek leer oor wat dit beteken om 'n disipel te wees. So, dit sê vir ons dat ons kan hierdie stukkie nie kronologies verstaan nie. In die ou Afrikaanse vertaling het hulle gegaan en het gesê, gaan en maak disippels van al die nasies, doop hulle, leer hulle. In die nuwe Afrikaanse vertaling, die 83-84 vertaling het hulle dit so gedoen. Hulle het gesê, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, dubbelpunt, doop hulle en leer hulle. In die 2020 vertaling staan daar, so gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, hoe? Deur hulle te doop en hulle te leer. Want dan maak dit sin, want jy kan tog nie iemand 'n disipel maak sonder om hom te leer nie. Maar wat so hartseer is dat hierdie vers in die Bybel, wat Jesus se laaste opdrag aan die kerk was, ons praat van die groot opdrag, dat dit waarskynlik een van die gedeeltes in die Bybel is wat die grootste gevegte tussen kerke veroorsaak. Daar gaan so baie gevegte oor doop, oor hoe ons moet doop, en hoeveel water ons moet doop, hoe groot moet iemand wees, hoe oud moet iemand wees, dat ons baie keer hierdie vers wat Jesus gegee het, wat eintlik so 'n eenvoudige vers was, baie keer soveel skade doen. Vriende, kom ons kyk bietjie vanoggend, hoe het die doop gewerk net na Jesus se tyd? Sal jy vir my blaai, Piet, asseblief? Die vroegste doop wat ons kry, van die vroegste dope, waar ons byvoorbeeld 'n individu kry wat gedoop is daar in Handelinge 7, Handelinge 8 met Filippus in Ethiopië. Daar staan die Christenes uitmekaar uitgejaag, hulle het oor die hele wêreld van daai tyd versprei, Handelinge 8 vers 4. Sover as wat hulle gegaan het hierdie mense die evangelie vertel. Sover as hulle gegaan het hulle vertel van wat hulle van Jesus glo. En nou kom Filippus in 'n stad in Samaria. Samaria was nie baie gewild nie, né? Dis almal wat uitgebaster het, wat agtergebly het na die ballingskap en vermeng het met die Kanaaniete en almal. En nou kom Filippus hier in hierdie dorpie in Samaria. En dan verskyn daar 'n engel van die Here aan Filippus. En die engel sê vir my met die middagse kant moet hy na die pad toe gaan wat tussen Jerusalem en Gaza is. Ons hoor nou deesdae baie van Gaza, né? Hy moet na hierdie pad toe gaan tussen Jerusalem en Gaza. Dis 'n stilpad, staan daar geskryf in daai gedeelte. En dan maak Filippus so, die middag gaan hy gaan loop daar langs die pad. Hy weet nie wat hy doen nie, die Here het vir hom gesê hy moet daar gaan loop. Hy het nie net 'n gevoel gekry nie, dat 'n engel aan hom verskyn en vir hom gesê. En dan as hy hier langs hierdie pad loop, dan kom hier 'n wa aangery en op hierdie wa is daar 'n ontmande Ethiopiër. Iemand uit die hof van die Kandake, die koningin van Ethiopië. En dan staan, hy het haar geldsake beheer. Hy was een van daai Bekomrek ouens, né? Hy het haar geldsake beheer. En nou kom hierdie ou Jerusalem toe om in Jerusalem te kom aanbid. Nou al wat ons daai kan aflei is dat hy, terwyl hy daar in Ethiopië was, moes hy die Joodse geloof aangeneem het, daar of iewers anders. Met ander woorde, hy moes self die Joodse geloof aangeneem het. Nou kom hy van Ethiopië af na die tempel toe om te kom aanbid, want daar's geen ander rede om in Jerusalem te gaan aanbid nie. Die Jode het daar gaan aanbid. En nou sê die Heilige Gees vir Filippus gaan loop saam met daai wa. Nou gaan loop hy saam met die wa, hy loop hier langs die wa. Ek dink die Ethiopiër het gedink, hoorie, wat's die ou se storie, wil hy my beroof, as wat ons so gedink het vandag, né? En dan loop hy hier langs die wa, en op die einde hoor Filippus dat hierdie Ethiopiër lees uit Jesaja uit. Hy het 'n boekrol daar, hy lees uit Jesaja, en nou sê Filippus vir hom, hoorie, verstaan jy wat jy lees? En nou sê hierdie ou baie eerlik, sê hy, nee, hoe kan ek verstaan as niemand dit vir my uitlê nie? Is vandag nog steeds so, ons het mense nodig wat ons help uitlê.
En dan klim Filippus op die wa en hy verduidelik vir hom en hy sê vir hom hierdie stukkie in Jesaja wat jy lees van die lam wat ter slagting gelei is. Weet jy wie's dit? Dis Jesus. Hy het 'n rukkie terug in Jerusalem gesterf. Dis hy. En daar op die wa, dit staan nie so duidelik nie, maar daar op die wa dan neem Filippus die Here aan. Hy aanvaar hierdie evangelie. Ag, die Ethiopiër neem dit nou aan. Hy glo hierdie storie wat Filippus vir hom vertel. En dan sê die Ethiopiër, Filippus sê nie vir hom, hoorie, jy het nou hierdie waarheid aanvaar, hoorie, nou moet ons jou doop, dis nou dringend, nou moet jy gedoop word. Terwyl hulle ry, sê die Ethiopiër, wat keer my nou ook om gedoop te word? Dan sê Filippus, nee, niks keer jou om gedoop te word nie, jy het nou net gesê, jy aanvaar hierdie evangelie. En dan stop hulle by 'n plekkie waar daar water is, ons weet nie, was dit 'n vlak stroompie, was dit 'n diep rivier, was dit 'n put waar mens kon water drink, dit staan nie daar nie. Al wat ons weet, hulle kom by 'n plek met water, en dan staan daar so Filippus en die Ethiopiër, daar staan hulle in die water ingegaan, ons weet nie, gaan staan hulle net in die water, hoe diep is dit of wat, ons weet dit nie. Die detail is nie daar nie. Maar dan doop Filippus hierdie Ethiopiër. En die oomblik as hy hom klaar gedoop het, dan is Filippus weg. Daar staan die Heilige Gees het Filippus weggevat na Asdod toe, en hier staan die Ethiopiër alleen. Dit is nou nie 'n groot skare om vir hom 'n liedjie te sing, soos dit ons net nou vir die doopeling gesing het. Hier staan hy stoksiel alleen, né? Vriende, maar wat het gebeur op hierdie wa? Op hierdie wa is daar 'n ou wat deel is van die Joodse geloof. Hierdie ou glo nie in Jesus Christus nie. Hy het waarskynlik nog nooit gehoor van Jesus Christus nie. Hy kom Jerusalem toe al die pad, want hy wil hier in Jerusalem wil hy sy offers kom bring, soos wat al die ander Jode gedoen het. En dan hier op hierdie wa op pad na Jerusalem toe, ontmoet hy vir Jesus Christus. Met ander woorde, op daai oomblik verander hy van 'n Jood na 'n Christen. Hy verander van iemand wat nou minute van tevore nie vir Jesus geken het nie, en wat nou skielik 'n Jesusvolger is. Hy's nou iemand wat in Jesus glo, dis sy Messias, dis sy koning, dis sy redder, dis sy kurios. Met ander woorde, hier vind 'n reuse verandering op hierdie wa plaas. Hierdie ou kry eintlik 'n nuwe godsdiens. Hy word nou Christen. Daar's nuwe reëls. Daar's iemand anders vir wie ek bid. Daar's in iemand anders se naam in wie se naam ek bid en goeters. Met ander woorde, daar vind 'n reuse verandering plaas terwyl hy so daar langs die wa op die wa ry. Mense is gedoop in die Bybeltyd wanneer hulle weggedraai het van een godsdiens en na die Christelike godsdiens toe gekom het. Hierdie ding moet ons baie mooi verstaan. Onthou, dat toe Jesus opgevaar het na die hemel, was daar nie Christene nie. Daar was nie 'n Christelike kerk nie. Daar was 'n handjievol disippels wat aanvaar het dat hierdie Jesus die Messias is, en daar staan, en hulle het ook nog getwyfel. Daar's nog nie 'n Christelike kerk nie. En dan op Pinksterfees word die Heilige Gees uitgestort en daar kom 3000 mense tot bekering. 3000 mense wat sê tot nou toe was ons Jode, ons het die Joodse wette gehou, ons het net 'n Vader in die hemel, 'n God wat ons aanbid. Ons glo nie in Jesus nie. En nou kom hulle tot bekering en hulle draai weg en hulle volg vir Jesus en sê hierdie Jesus is ons Here, dis ons koning, dis ons Messias. Vriende, op Pinksterdag staan daar in Handelinge 2 vers 5, was daar Jode van reg oor die wêreld bymekaar. Dis wat daar gebeur het op Pinksterdag. Daar was Jode van reg oor die wêreld bymekaar. En hierdie Jode van reg oor die wêreld gee hulle harte vir Jesus. Hulle aanvaar hierdie waarheid dat Jesus die Messias is nadat Petrus opgestaan het en daar gepreek het. En 3000 mense kom tot bekering. Hulle draai weg van die Joodse geloof en hulle word Christene. Die woorde wat daar gebruik word daar staan, hulle het Petrus se woorde aangeneem en daarom is hulle gedoop. Hulle het Petrus se woorde aangeneem en daarom is hulle gedoop. En die oomblik wat hulle nou Christene word, is nie 'n kwessie van hoorie, ons word nou Christen en daarna gaan ons net weer aan met ons lewe nie. Hierdie ouens bly in Jerusalem. Daar staan hulle het 4 dinge gedoen. Nadat hulle hulle harte vir die Here gegee het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Hulle was gretig om te leer wat die apostels vir hulle leer. Daar staan hulle was onderling verbonde gewees. Hulle het ook groepies gemaak soos ons, het by mekaar gekuier, mekaar versterk en alles. Die derde ding is hulle het saam met mekaar geëet, die gemeenskaplike maaltye, hulle het by mekaar gekom, hulle het nagmaal gehou, al hierdie goeders. En dan staan daar so en dan die gebede. Met ander woorde, hierdie ouens begin Jesus volg en hulle hele lewe verander. Hulle het 'n splinter nuwe godsdiens gekry. Vriende, nou, dit was die eerste generasie. Maar wat het gebeur met die tweede generasie? Ek bedoel, hierdie ouens hulle het 'n ander godsdiens gehad, hulle draai weg, hulle volg vir Jesus.
Nou gaan hulle huis toe. Nou begin hulle kinders grootmaak vir Jesus. Of daar word kinders gebore in hierdie gesin waar mense nou in Jesus glo. Nou sit jy met 'n splinternuwe situasie waarvan die Bybel vir ons baie min vertel. En dit is skielik sit jy met tweede generasie Christene, ouens wat nie ander gode aanbid het nie, maar het groot geword by 'n pappa wat 20 jaar gelede sy hart vir die Here gegee het. En nou van kleintyd af leer hierdie kinders ook van die Here. En ons weet nie wat presies met hulle gebeur het nie, want die Bybel vertel dit nie vir ons en die Bybel skryf nie daaroor nie. Wat ons wel weet, as jy 'n teks lees, byvoorbeeld 1 Korintiërs 7 vers 14, dan staan daar staan dat op daai stadium, daar was baie vrouens wat hulle harte vir die Here gegee het, maar die mans is altyd so 'n bietjie stadiger gewees as dit kom by die goeders. En die vrouens hulle harte vir die Here gee, en in baie huise het dit nou gebeur dat die vrou is 'n Christen en die man, hy wil nie byt nie. En nou is die groot vraag, moet hierdie vrou nou hierdie man los omdat hy nie in Jesus glo nie? Nou vra hulle vir Paulus, en skryf Paulus terug en hy sê 'n gelowige vrou wat 'n ongelowige man het, moet nie hierdie ongelowige man nou los nie. En as daar 'n gelowige man is, dit het ook gebeur, wie se vrou ongelowig is, dan moet hy nie hierdie vrou los nie. Dan staan daarso, die ongelowige man is by God aanneemlik. Die 2020 vertaling sê is by God geheilig as gevolg van sy band met die gelowige vrou. Paulus sê dit op al twee maniere, en hy sê die ongelowige vrou is by die Here aanneemlik en geheilig deur die band met die gelowige man. En nou kom Paulus met hierdie sinnetjie, hy sê, anders sou julle kinders heidene gewees het, maar nou behoort hulle aan God. Is dit nie mooi nie? Hy sê met ander woorde, hy sê, hier's 'n ma in 'n gesin wat glo. Die pa glo nie eers nie, en sy maak haar kinders nou vir die Here groot. Nou sê hy, hierdie man is aanneemlik by die Here deur die band met die vrou, want anders sou hierdie kinders heidene wees, maar nou behoort hierdie kinders aan God, net van 'n gelowige ma in 'n gesin. Om te sê dat hierdie gesinnetjie is nou God se gesin. Vriende, en dit bring ons by 'n volgende ding in as ons oor die doop praat, en dis die hele ding van gesinsdope. Soms is daar nie net 'n persoon gedoop nie, maar soms is daar 'n hele gesin gedoop. Een van die mooiste voorbeelde is Kornelius in Handelinge 11. Kornelius het in Caesarea gebly. Hy was 'n Romein gewees, hy is kaptein van die Italiese regiment in Caesarea. En dan lees ons, hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hier's 'n gesin, hulle het die Joodse geloof aangeneem, hulle is toegewyde Jode. Die pappa, die mamma, die kinders, toegewyde Jode. Dit lees ons in hierdie gedeelte. Hy het baie gedoen vir die armes onder die Joodse volk en het gereeld tot God gebid, Handelinge 10 vers 3. En dan sien hy 'n gesig wat sê hy moet vir Petrus laat haal, dat Petrus soontoe kom. En hy stuur van sy bediendes en 'n leiwag om vir Petrus te gaan haal. En as hulle by Petrus kom, hulle sê, hoorie, ons Romeinse hoof roep jou. Hy wil bietjie met jou praat. Dan sê Petrus, nee, ek gaan nie in sulke huise in nie. Ons Jode gaan net na die Jode toe, daar staan ons gaan nie in ander volke se huise in nie. En dan aan die einde van die dag, dan sien Petrus hierdie laken uit die hemel uit, né? Al die diere in die laken en alles. En die Here praat met hom en die Here sê vir hom, Petrus, maar ek het kinders wat nie Jode is nie. Ek het gekom vir almal. En dan sê Petrus, Here, dan sal ek gaan. En dan gaan Petrus en hy gaan na hierdie huis in Caesarea van 'n Romeinse soldaat wat die Joodse geloof aangeneem het. En as hy daar kom, begin hy en hy vertel vir hierdie Romeinse soldaat van Jesus. Hy vertel vir hom wat het Jesus gedoen, dieselfde wat hy in Handelinge 2 gedoen het. En dan staan daar so, terwyl Petrus nog besig is om vir hulle te vertel van Jesus, het die Heilige Gees gekom op almal wat geluister het na Petrus. Petrus nog besig te praat, hier gebeur daar iets, die Heilige Gees kom op hierdie mense wat luister. En nou sê Petrus vir hulle moet gedoop word in die naam van Jesus Christus. Interessant genoeg gee die Bybel net geen doop nie. Daar staan hulle moet gedoop word, maar daar staan nêrens verder geskryf hoe lyk hierdie doop of wat gebeur nie. So alle kerke, ons ook, raai. Niemand het meer feite as wat daar staan op papier nie. Die Heilige Gees kom op almal wat na Petrus luister. Nou vra jouself, hy's nou in Kornelius se huis, is dit daai bediendes wat vir Petrus gaan haal het ook? Is dit die leiwag ook, want dis hoe die huise in daai tyd gewerk het? Het Kornelius kinders gehad, tieners, kleinkinders, babas, ons weet nie. Wat die Bybel vir ons sê is dat die Heilige Gees kom op almal wat daar staan en luister, en almal van hulle word gedoop. Ons weet nie wat is alles in daai groep nie. 'n tweede voorbeeld is Lydia, nog 'n gesinsdoop. Dit kom uit Handelinge 16 uit.
Lydia was die purperverkoopster. Sy het ook die Joodse geloof aangeneem. Sy's ook 'n toegewyde Jood nou. En dan kom Petrus daar en hy vertel vir haar van Jesus. En dan staan daar so, die Here het daar vir Petrus se woorde ontvanklik gemaak, Handelinge 16 vers 14. En sy en haar hele huisgesin is gedoop, Handelinge 16 vers 15. Mamma het die Here aangeneem en toe word mamma met haar hele gesin gedoop omdat mamma die Here aangeneem het. 'n derde voorbeeld, die soldaat, Handelinge 16. Ons lees daar dat Paulus en Silas word in 'n tronk in Filippi gegooi. Paulus en Silas sit nou daar in die tronk. Julle sal onthou daai mooi stuk teen middernag as hulle besig om lofliedere te sing. Ag, hulle sing net 'n lekker van die Here. Dis pikdonker, die wag sit hier buite en hulle sing vir hom. Hulle sing van die Here vir die wag wat hier buite sit. En dan lees ons die wag het soos baie ander wagte aan die slaap geraak. En dan op die einde van die dag, hier in die middel van die nag, is daar 'n aardbewing en alles skud. En as hierdie wag wakker word, dan staan hierdie tronkdeure oop. Maar Paulus en Silas is nie weg nie, hulle sing. So 'n ongelooflike verhaal. En dan storm hierdie soldaat na hulle toe. En eintlik gryp hy wil sê hy gryp sy swaard, daar staan hy wou sy eie lewe neem omdat hierdie tronk oop is. En dan sê Petrus en Silas, nee, moet dit nie doen nie, moenie jouself doodmaak nie. En dan op daai stadium sê die soldaat, wat moet ek doen om gered te word? En dit is so mooi, né? Dan staan daar so, Petrus sê vir hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Handelinge 16 vers 31. Glo die evangelie en jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin. Dan lees ons dat Petrus het die evangelie verkondig aan hom en sy huisgesin. Wat interessant is hulle gaan eers na huis toe om by die huis te gaan eet. So dit lyk asof sy familie werk toe gehardloop het, seker daar naby gebly of iets. Maar daar voor daai oop tronksel word die evangelie verkondig vir hierdie soldaat en gee hy en sy huisgesin hulle harte vir die Here. En dan staan daar so en hy en sy hele gesin, sy hele huisgesin is gedoop en hulle was vol blydskap omdat God in hulle geglo het. Was daar kinders by, was daar slawe by, was daar babietjies by, was daar tieners? Ons weet nie, dit staan nie daar nie. Hy en sy hele huisgesin. Net so kry ons 'n verhaal van Crispus. Crispus was iemand wat langs die sinagoge gebly het, Handelinge 18. Hy was die hoof van die sinagoge. Sinagoge is die Joodse plek waar die Jode bymekaar kom vir hulle kerk. En dan lees ons daar dat hy en sy hele huisgesin het tot geloof in die Here gekom, Handelinge 18. Ook die ander wat gelowig geword het, is gedoop. Weereens, hier kom 'n ou tot bekering, sy hele huisgesin word gedoop, selfs ander mense wat geluister het, word gedoop. En dan net 'n laaste een so van Stefanus, né? As Stefanus, ons lees van in 1 Korintiërs 1 vers 16, daar staan dat Stefanus en sy hele huisgesin is gedoop. Vriende, hoekom sal die Bybel vir ons vertel van 5 gesinne wat gedoop is, as God nie wil hê dat gesinne gedoop word nie? Hoekom sal die Bybel 5 verhale daarvan vertel? Want in die Ou Testament leer ons God ken as 'n God wat nie net met my as pappa werk nie, maar wanneer hy met my werk, dan gebeur daar iets met my vrou en met my kinders, en sluit hy hulle in. Daarom het hy nie net een persoon geseën nie, maar hy het sy hele huis geseën. Wanneer hy pappa se landerye geseën het, het die hele gesin lekker geleef. En dis vandag nog so. En as hy iemand gestraf het, soos Agan, het hy 'n hele gesin gestraf en 'n hele gesin uitgewis. Dis hoe dit in die Ou Testament gewerk het. My vraag is, kan dit wees dat God vandag nog steeds met gesinne werk? Kan dit wees dat as 'n pa of 'n ma tot bekering kom, dat daar ook iets met die kinders gebeur? Want as pappa en mamma die Here aanneem, dan gaan hulle van vandag af hulle kinders anders grootmaak as toe hulle nie in die Here geglo het nie. Kan dit wees dat God steeds vandag ook met gesinne werk? By Cornelius was almal wat gelowig geword het gedoop, by Lydia is haar hele huisgesin gedoop, by die soldaat is al sy mense en sy hele huisgesin gedoop, by Crispus is sy hele gesin gedoop, by Stefanus is sy huisgesin gedoop. Nou vriende, die interessante ding is die teenstanders van die kinderdoop sê vir ons, hoe weet ons daar was kinders en babas in hierdie gesinne? Dis eintlik 'n baie dom vraag. Want as jy die vraag ook anders kan vra, hoe weet ons daar was nie kinders en babas nie? Ek het eendag die verhaaltjie gehoor van 'n dogtertjie wat by die skool was. Sy moes 'n taak doen oor babietjies. En toe vra sy vir haar ma, toe sê sy, mamma, waar kom babietjies vandaan? Waar kom ek en Boetie vandaan? Toe sê haar ma vir haar, die ooievaar het julle gebring. En toe gaan sy na haar ouma toe en sy sê vir haar ouma, waar kom ek en Boetie vandaan? Toe sê ouma, die ooievaar het julle gebring.
Toe skryf sy 'n opstelletjie, toe sê sy, juffrou, dit lyk vir my in die laaste paar jaar was daar geen normale geboortes in ons familie nie. Vriende, ek vertel dit net vir julle, en ek wil in 'n ligte lyn sê, dit lyk vir my dat op 'n stadium was daar geen normale gesinne in Israel nie. Daar was niemand met babas en kinders nie. Want jy sien, as ons daai vertrekpunt het, dan kan ons sê, nee, maar daar bestaan nie so iets nie. Maar die Bybel wil 'n ander storie vertel. Die Bybel wil vertel dat God lief is vir gesinne, dat God graag in gesinne werk. Op 8 dae is die kinders in die Ou Testament besny, die seentjies. Daai seentjie het niks van die verbond geweet nie. Hy het nie geweet van Moses wat op Berg Sinaï was nie, hy het nie geweet van daai wette binne in die goue ark nie, hy het nie geweet van die bepalings wat bygesit is nie. Hy het niks van daai goed geweet nie. Maar God sluit hierdie seentjie in hierdie verbond, want pappa se werk, Deuteronomium 6, en mamma se werk is om vir hierdie kind, soos hy groot word, te leer, dit op sy hand te skryf, op sy regterhand, op sy voorkop. En daarom word hierdie kind nou al ingesluit, want pappa en mamma gaan van kleintyd af vir hom hierdie dinge leer. En dis wat hulle ook gedoen het, is om hulle kinders so te leer. Vriende, ek is vandag 58 jaar oud. Ek het groot geword in 'n Christelike huis. Ek eer veral my ma daarvoor, my ouers. Ek het van kleintyd af van Jesus geleer. Ek het sonnaarskool toe gegaan, wonderlike sonnaarskool tannies op my pad. Ek het van kleintyd af liedjies oor Jesus gesing. Ons het van kleintyd af leer bid as gesin, as kinders. Ons het kerk toe gegaan. En weet julle wat, van my geboorte af ken ek geen ander God as die God van die Bybel nie. Dis die God waarmee my pa en ma my groot gemaak het. Dis die God wat in die skool vir my vertel is. Ek ken geen ander God nie. Ek het op geen stadium van my lewe nodig gehad om weg te draai van 'n ander God na Jesus Christus. Vandat ek kan onthou, is God die Vader en is sy seun Jesus Christus en ek het in hom geglo. Natuurlik, soos ek groot word, het die geloof dieper geword en groter geword, volwasse geword. Maar dit het begin as 'n klein seentjie wat in die Here geglo het, omdat mamma vir my van die Here vertel het. Ek en Tersa het van kleintyd af ons kinders grootgemaak vir die Here. En daarom is ons kinders kleintyd gedoop. God het hulle ingesluit op grond van pappa en mamma se geloof. Want dis eerlik, na al die jare in die bediening en Bybel lees, hoe ek die evangelie verstaan, is dat God in 'n huis kom bly, nie net in een persoon in 'n huis nie. God het hulle ingesluit op grond van pappa en mamma se geloof. Net soos Cornelius en Lydia en Stefanus en almal se kinders, het my kinders ook op so 'n manier die Here leer ken. My kinders moes nooit wegdraai van 'n ander God soos Allah of een van die Hindoe gode of van wat se God af na Jesus toe nie. Van kleintyd af is daar hulle een God en dit is Jesus Christus. Hulle moes nooit wegdraai van een geloof na 'n ander geloof nie. Partykeer is ek so 'n bietjie jaloers op die ouens wat so radikaal tot bekering kom. Ek weet nie, party van julle ook dalk. Ek kom baie keer waar mense getuienis lewer, dan sit hierdie radikale getuienis van hoe verskriklik sleg hulle was en op die einde van die dag hoe radikaal die Here hulle lewe verander het. En ek het eendag vir 'n ou gesê, toe sê ek is so jaloers op jou getuienis. Toe sê ek is jaloers op jou wat die Here van kleintyd af ken. Ek het nie nodig gehad om vir 20 of 30 of 40 jaar rond te dwaal voor ek vir Jesus vind nie. Wat 'n voorreg. Vriende, en daarom glo ek in my hele hart in die kinderdoop. Ek glo met alles in my in die kinderdoop. Op die voorwaarde dat pappa en mamma kinders van die Here is. Ons kan nie enige pappa en mamma se kinders doop nie. Die boodskap van die doop is nie dat God lief vir kinders is nie, dis die boodskap van die kruis. Die kruis se boodskap, ek is so lief vir die hele wêreld, groot, oud, klein, almal. Die boodskap van die doop is dat God sluit ons in sy verbond in, omdat ons in hom glo. En daarom is dit nie vir almal nie, dis 'n eksklusiewe ding. Dis nie 'n kwessie van almal kom maar net te kom doop by die NG Kerk of so nie. As jy nie naby die Here leef nie, as jy nie vir die Here leef nie, kan jy nie doop nie. As jy nie self binne die verbond leef nie, kan jy nie sê ek gaan my kind in die verbond grootmaak nie. En dit bring my by die vraag, red die doop 'n mens? Is dit so dat die doop red? In die afgelope tyd met alles wat gebeur het, toe dit gelyk het of die wêreld se einde skielik gaan gebeur, toe was die oproep gewees, almal moet dringend tot bekering kom en hulle laat doop, laat jou doop. En terwyl ek hierdie goed luister, toe wonder ek of ons nie tog maar dink daar's een of ander reddingskrag in die doop nie. Wat bedoel Petrus as hy in Handelinge 2 sê,
bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en dan sal julle sonde vergewe word. Vriende, die doop red nie. Wat red 'n mens? Net die kruis en die opstanding van Jesus Christus. Die bloed van Jesus Christus. Die prys wat Jesus Christus betaal het. Net dit red 'n mens. Die doop red nie. Wanneer ek in Jesus glo, soos wat hierdie Ethiopier op die wa dit geglo het, Petrus gesê het. En soos wat ek hierdie ouens in Handelinge 2, soos hierdie ouens vir Petrus glo toe hy sê Jesus is die Messias, dit red. Die geloof, die doop. Die doop is maar net 'n teken van daai geloof. Die doop is maar net 'n teken dat iets in my hart verander het, dat ek nou in Jesus glo, om aanvaar het. Die moordenaar aan die kruis was nie gedoop nie. Ons lees nêrens in die hele Bybel eers dat Jesus sy eie disippels gedoop is nie. Ons lei af dat Johannes en Andreas deur Johannes die Doper gedoop is, maar dit was nie eens 'n doop in die naam van Jesus nie. Ons lees nêrens eers dat Jesus sy disippels gedoop het of dat hulle gedoop is nie. Want die doop red niemand nie. 'n Babatjie wat gedoop is nie veiliger vir die ewigheid as 'n babatjie wat ongedoop is nie. Die kinderdoop red 'n mens nie, dit red nie 'n baba nie. Die groot doop red nie 'n groot mens nie. 'n Herdoop of 'n tweede of 'n derde of 'n vierde doop red ook niemand nie. 'n Doop in die Jordaanrivier in Israel red niemand nie. 'n Doop in baie water red niemand. 'n Doop met besprinkeling red niemand nie. 'n Doop by 'n baie spesiale kamp red niemand nie. Ons word gered omdat ons in Jesus Christus glo en die evangelie daarvan aanvaar. Ons bely vandag dat die doop is net 'n sakrament. Dis soos hierdie trouring. Hierdie trouring is 'n teken van my en Tersa se huwelik. Dit is nie ons huwelik nie. Dis net 'n teken van ons huwelik. En daarom sê ons dat die doop is 'n sakrament. En 'n sakrament is 'n sigbare teken en seël van God se genade. Vriende, ek wil so graag so baie sê, maar ek gaan klomp goeie so inslaan, net sê, ons sal nog eendag praat oor die besprinkeling en onderdompeling, oor die opgrawe van die vroegste doopbakke wat daar is, wat in argeologie gekry is, oor doopformules, oor doopgebruike. Al wat ek vanoggend wil sê, dis so jammer, dat Jesus se groot opdrag soveel verdeeldheid veroorsaak. Dis so jammer dat iets wat iets wonderlik moes wees, maak dat die een kerk na die ander afsplinter en sê, maar ons doop bietjie anders as julle. Wat vir my nog meer hartseer is, dis so hartseer dat die doop baie keer in gesinne en families verwydering bring. Ons het op 'n stadium vriende gehad wat oorgaan het na 'n ander kerk toe en toe moes hulle weer oorgedoop word. En van toe af kon ons vir 'n paar jaar nie kuier nie, want heelpad wil hy net stry oor die doop. Tot ons op 'n dag gesê het, maar kom ons kom net oor dit. Jy doop, jy het laat doop soos wat jy dink en ons is gedoop soos wat ons dink. Kom ons ontspan daaroor, kom ons hou op beklei daaroor. Dis ons nie die moeite werd om te beklei nie. En meestal gaan die gevegte oor die doop oor goeters wat nie in die Bybel staan nie. Ons het gesê in al hierdie dooptekste is daar's nie eens detail van die doop in hierdie tekste nie. Die Bybel gee so min detail, waarskynlik omdat die detail so onbelangrik is. Wat maak dit saak of dit bietjie water of baie water is? Moet ons by die nagmaal meer wyn drink om meer deel te kry aan die liggaam en die bloed van Jesus Christus? Of is daai bietjie 'n teken, 'n seël dat die Here se bloed vir my gevloei het? Dis net 'n teken. Wat maak dit saak of iemand onder die water druk en of iemand net nat spat of wat ook al? Die teken is daar. Wat maak dit saak of jy in die Jordaanrivier doop of in die see of by 'n doopvont? Ons doen mos wat Jesus gesê het en dit is om te doop. En daarom is ons nie in daarvoor om te beklei oor die doop nie. Ons is nie in die geveg met ander kerke oor die doop nie. Julle sal ons nooit hoor dat ons daaroor beklei nie. Ek wil afsluit en sê, vriende, ek staan in verwondering oor 'n God wat 'n verbond sluit met mense. Wat na Abraham toe kom en sê, Abraham, ek wil jou God wees. Maar Abraham, ek wil nie net jou God wees nie, ek wil ook jou seentjie van 8 dae oud se God wees. Ek wil ook saam met hom 'n pad loop. Ek is ook vir hom so lief soos vir jou. Ek staan in 'n verwondering oor 'n God wat dieselfde vir ons kom sê het, wat vir my en Tersa kom sê, ek wil nie net in 'n verbond met julle twee staan, omdat julle groot is en julle dink julle verstaan nie goed en julle glo reg en alles nie. Ek wil ook in 'n verbond staan met Corneel en met Emil en met Esther. Hulle is my net so kosbaar, net so belangrik soos julle. En sy opdrag aan ons is, gaan wys vir julle, gaan wys julle vir hulle, hoe lyk 'n lewe saam met die Here.
Leer julle vir hulle hoe lyk 'n lewe saam met die Here. Vertel Here vir julle vir hulle. Nooi hulle uit soos hulle groot word om meer en meer in my te glo. Praat oor my in julle huis, skryf dit op julle regterhand en op julle voorkoppe. In julle stadspoorte, as julle in julle karre ry, praat daaroor. Ons het elke oggend van kleintyd af saam met die kinders huisgodsdiens gehou. Hulle het van kleintyd af die Here leer ken en ek is so dankbaar daarvoor. Ek het hulle gebedjies gehoor en ek het elke dag geglo dat die Here dit ook hoor as daai klein kinders bid. Ek het gesien hoe hulle geloof in die Here gegroei het. Hoe dit groter geword het soos hulle ouer word. Ek het gesien hoe hulle belydenis van geloof aflê. Ek het ook die onsekere tye in hulle lewe gesien wat hulle amper as dit ware 'n bietjie weggedwaal het van die Here af. En geweet as ouer dat die Here sy belofte wat hy gemaak het, nie sal los nie. En dat hy my kinders nooit alleen sal los nie. En hy het nie, en hy sal nie. En dis waarom ons kleintyd ons kinders gedoop het. Jesus se opdrag is, gaan en maak disippels van al die nasies. Hoe? Doop hulle en leer hulle. Jesus se opdrag vandag vir ons, vir jou as ouer, gaan en maak disippels van jou kinders. Hoe? Doop hulle en leer hulle om 'n disipel van Jesus te wees. Amen. Here, dankie dat ons vandag kan nadink oor die doop. Here, ons besef ons ken maar net ten dele, soos Paulus geskryf het. Ons het nie al die antwoorde nie. Maar Here, U hoor ons hart. U weet wat in ons hart is. U weet of ons in lyn is met dit wat U wil hê. Here, en ek sê vandag dankie vir 'n God wat vir my lief is en vir my vrou en vir my kinders. En wat van kleintyd af met ons gesinnetjie 'n pad geloop het. En ek bid vandag vir elke ander gesinnetjie, dankie vir die voorreg om vandag te weet dat ons kinders deel van hierdie verbond is met U. En dat niks en niemand hulle ooit uit U hand kan ruk nie. En as daar 'n dag in hulle lewe kom wat hulle wegdwaal van U af, dat U belofte staan, wat U vir Abraham ook gesê het, hierdie is 'n ewige verbond. En ek sal hierdie kind van jou nie uitlos nie. Maak nie saak waar in die wêreld sal dwaal nie, maak nie saak wat se gebeur nie, ek sal hom nie los nie. En vandag kom jy na ons toe en jy sê, ek wil julle God wees, ek wil julle gesin se God wees. En ek wil hê julle moet my kinders wees, my gesin wees. Here, ons as families, as gesinne, wil vandag vra, sal sê, baie dankie Here vir die voorreg om deel van U gesin te wees. Seën elke gesin wat hier is, seën hulle wat vandag gedoop het, in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met daai lied wat sê, my enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Is dit nie 'n lekker troos nie, né? Wat ons nou gesing het. Die Heidelberg Katekismus, né? Wat dit vir ons sê ook. Vriende, ek gaan vir ons bid vir die seën van die Here en vandag gaan ons regtig die seënlied aan die einde sing. Laas het daar iets fout gegaan en almal hou hande vas, maar ek het dit verkeerd afgekondig. Vandag gaan ons dit regtig sing en mekaar seën en mekaar sien as beeld van God. Kom ons sluit die oë.
Here, dankie dat ons so kan saam wees. Ons gaan van hier af, Here, moet ons elkeen ons lewe gaan leef. Help ons om so te leef, dat ons U verheerlik. Help ons, Here, dat die wêreld U lig in ons kan sien. In Jesus se naam. Amen.